2009 het die man met die naam van Usain Bolt die 100 meter wêreldrekord opgestel met 'n tyd van 9.58 sekondes. Van daai tyd af tot nou toe 17 jaar kon geen mens op hierdie planeet vinniger as dit hardloop nie. In 2012 het sy spanmaats van Jamaica die 400 meter aflos wêreldrekord opgestel met 'n tyd van 36.84 sekondes. Nou die gemiddeld, as 'n mens nou net vat, onthou nou die wêreldrekord vir 100 meter is 9.58 sekondes. Die gemiddeld tussen hierdie 4 manne, toe hulle die 400 meter aflos gehardloop het, was die gemiddeld tussen hulle 9.2 sekondes. So dit is gemiddeld vinniger as die 100 meter wêreldrekord. Net om bietjie dit in perspektief te sit, hoor hierso. Die 4 tye van die 4 atlete was om en beide, want hulle sê dis moeilik om dit te meet, wat elkeen oor 100 meter gehardloop het, maar dis min of meer hulle tye. Die ou wat weggespring het, sy tyd was 10.28, toe hy die stokkie oorgee. Die volgende ou, wat die stokkie toe vat, voordat hy dit weer oorgee, was 9.07 sekondes. Die derde ou was 9.09 en die laaste ou, Hussein, wat die laaste 100 meter gehardloop het, was 8.7 sekondes. Die laaste 3 het heel wat vinniger gehardloop as die ou wat weggespring het. Hoe werk dit? Dit is eintlik logies as jy daaraan dink. Want hy moet op sy knie gaan. Hy moet wegspring, so hy begin by 'n stilstaande posisie. En soos wat hy nou spoed optel, gee hy die stokkie aan, een na die ander, en die spoed raak al hoe vinniger. En as ou net dink, dit is verskriklike vinnige spoed wat die ouens toe gehardloop het. En jy wonder by jouself, maar wat het dit nou met volgende te doen? Hierdie ou wat weggespring het uit die blokke uit met die stokkie in sy hand, hy het vir al die ouens wat na hom hardloop 'n running start gegee. Want hulle kan die stokkie op spoed vang, maar hy moes van stilstaande posisie af begin het. En ek glo, dis presies wat Jesus vir ons kom doen het. Met die kruis, laasweek Vrydag, en met die opstanding wat ons laasweek gevier het, het Jesus vir elkeen van ons 'n running start gegee in hierdie lewe. Die Here het vir ons momentum kom gee. Die Here het vir ons kom alles in motion sit. Hy het vir ons alles begin. Deur sy kruis en deur sy opstanding, wat ons verlede week gevier het. Maar dan dink ek myself, maar Here, ons het nou laas week, het ons Goeie Vrydag gevier met die kruisiging, Sondag was dit opstandingsdiens, en nou in hierdie week, en so, dink ek heeltyd terug aan laas naweek, van dit wat die Here vir ons gedoen het, oor Paasnaweek, meer as 2000 jaar terug, dan voel ek maar, dit kan nie nou stop nie. Die Here het sulke wonderlike dinge wat hy vir ons kom doen het, net dat hy die dood uit opgestaan het. Hy het met sy opstanding vir ons spoed gebring. Hy het vir ons 'n running start gegee. En ons kan nie nou na Paasnaweek en na laas Sondag die opstandingsdiens wat ons gevier het, ons kan nie nou hierdie aflosstokkie wat ons laasweek gevat het, gehardloop en nou is die stokkie en nou stop ons en sê, Here, nou okay, nou wat moet ons nou doen? Dink net wat sou gebeur het as daai ouens van Jamaica, die ou hardloop, die eerste ou, hy hardloop, hy gee sy alles, gee sy beste, hy gee die stokkie vir die tweede ou, en die ou stop en sê, wat nou? Hy het gesê, jy hol, jy moet gaan aan, jy moet nie nou stop nie, ek het juist gehardloop met spoed, jy moet nie nou stop nie, ek het klaar gestop, jy moet net aangaan. En ek glo dis wat die Here vir ons kom doen het, deur sy opstanding. Want ons moet nou, na die kruisiging, na die opstanding, ons moet nou net aangaan met dit wat hy begin het. Dit wat hy in motion gesit het, dit wat Jesus begin het, ons moet nou net daarmee aangaan. Jesus leer iets vir ons in Johannes 20. In Johannes 20 vers 21 kom sê Jesus die volgende: soos die Vader my gestuur het, nou stuur ek julle. Jesus is op 'n spesifieke manier na hierdie aarde toe gestuur. God het 'n plan met sy lewe, 'n doel met sy lewe gehad dat hy hom aarde toe gestuur het. Dis om 'n verskil te maak, om mense te leer en te vertel en te kom wys wie is God.
En nou sê Jesus, nou presies dieselfde manier hoe God my as sy seun Jesus gestuur het, sê hy vir elkeen van ons as sy mense, as sy kinders, nou stuur ek julle op presies dieselfde manier. Ons het 'n verantwoordelikheid, want ons het iets om te doen. Ons moet aangaan met sy werk. Sy opstanding was die oorgee van die stokkie vir ons as sy kinders en sê, gaan net aan met dit wat ek begin het. Moenie nou stop nie. Ons is hier om sy koninkryk te vestig. Ons is hier om sy koninkryk te bring. Ons is hier om 'n verskil te maak in mense se lewens. Ons as kinders van die Here leef nou, na die opstanding, om vir mense te wys, wie is God? Hoe lyk God? Hoe werk God? Hoe is Jesus? Dis ons verantwoordelikheid. Ons moet aangaan met dit wat Jesus mee gestop het, toe hy op aarde was. Het jy al ooit gedink vir 'n oomblik, watter geweldige krag dit moes gevat het vir Jesus om na 3 dae en op die 3de dag uit die dood uit op te staan? Dink vir een oomblik, hoeveel krag daar moes aan die werk gewees het op daai dag, daai oggend vroeg. Dan lees ons die volgende. In Romeine 8 vers 11 staan daar, die Gees van God, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon in julle. Jy moet dit nie mis nie. Dieselfde Gees, die Heilige Gees het Jesus daai Sondagoggend uit die dood laat opstaan. Nou kom die Bybel en sê, daai selfde Gees, wat Jesus uit die dood laat opstaan, op hierdie oomblik leef binne in jou en my, as kind van die Here. Laat dit hier in jou hart kom lê, en te sê, niks is vir ons onmoontlik nie. Ons het alles wat ons nodig het om 'n verskil te maak. Ons kan so groot verskil vir die Here maak in hierdie wêreld. Jy by jou werk, by jou skool, by die universiteit, waar jy ook al mag bevind, die Here het jou daar gesit om 'n impak te maak. Dis hoekom jy daar is, maar jy hoef dit nie in jou eie krag te doen nie. Nee. Hy sê, my Gees, wat my eie kind uit die dood uit opgewek het, bly binne in jou ten volle. All things are possible. Ons het nie verskonings nie. Ons is glad nie meer verskonings nie. En elkeen van ons is daarvoor geroep. Van kleins af. Ons kinders van kleins af het ons hulle geleer. Julle maak in die oggend julle bed op. Klaar, dis hulle ding. Jy maak die bed op. My kinders van kleins af, hulle was so klein gewees. Trek hom net, al staan die ding so, maar jy maak jou bed op. Jy maak jou bed op, klaar. En dis een van my verantwoordelikhede, een van vele. By my huis is om die oggend maak ek ons bed op. Want ek moet my vrou help, anders gaan sy alles in die huis doen. So dis my vrou, ek maak bed op. Nou wanneer ons met vakansie gaan, dis hoekom ek glad nie 'n kamper is nie. Glad nie. As ons met vakansie gaan, wil ek eers kyk die plekke waar ons gaan bly het, hulle housekeeping. Want ek maak nie 'n bed op met vakansie nie. Ek doen dit die hele jaar. Ek wil nie nog 'n bed ook opmaak as ek opstaan, wil ek ry, ek wil ergens gaan. Daar's nie nog tyd van gooi die ding op en skud die kussings inpak en ry trek, is alles reg, hang hy oral dieselfde, meet hom en nee, ek gaan nie dit doen nie. Met vakansie en wat ek dan doen is die oggend as ek opstaan, dan weet ek housekeeping kom. Dan skop ek al lakens in maat. Alles is de mekaar, want ek hoef nie die bed op te maak nie. Dit moet dis net hoe dit is. Jy maak dit netjies. Ons lees iets baie interessant, wat ons so vinnig mis kan lees met Jesus se opstanding daai Sondagoggend. Ek weet nie of jy dit al raak gelees het nie, miskien het jy my nie notisie geneem van dit nie. Maar onthou, as die daar detail in die Bybel staan, as daar iets staan, is daar altyd 'n doel agter dit. In Johannes 20 lees ons van die vrouens wat by die graf kom, hulle gaan terug en hulle sê vir Johannes en Petrus, hy's nie daar nie, die graf, Jesus is nie meer daar binne nie. Johannes en Petrus hol na die graf toe, Johannes kom daar, hy staan by die ingang van die graf en hy kyk in en die volgende oomblik kom Petrus net soos Petrus is. Hy gaan nie net staan by die deur nie, kom ek lees vir jou wat gebeur daar. Johannes 20 vers 6 tot 7 staan. Toe Petrus daar aankom by die graf, bars hy sommer by die graf in. Hy het ook net die linne daar sien lê, want Jesus is weg. Die spesiale lap wat hulle op Jesus se gesit het, het eenkant alleen gelê, mooi opgevou. Ek weet nie of jy dit al raak gelees het nie.
Nou dink ek myself, Here, maar hoekom het jy soveel moeite gedoen met die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom, wat tyd in twee deel voor Christus en na Christus? Op daai oggend, toe Jesus opstaan uit die dood het hy nie uitgestorm en sê, hey, ek leef nie. Hy het opgestaan uit die dood, hy leef, die Heilige Gees het hom uit die dood het opgewek. En hy weet alles wat kom, en nog voor die klip weggerol is, staan hy op, en hy vou, en hy maak alles netjies. Daar's 'n mooi Bybelverse vir jou kind te gee, maak jou bed op as jy opstaan. En Jesus vou die lappie en daai doek op, en hy het alles mooi opgevou en dan neergesit. Hoekom het hy soveel moeite gedoen om dit op te vou? Om dit te verstaan, moet ons iets van hulle kultuur verstaan, van daai tyd. Want almal daai dag het presies geweet wat hier aangaan. Nie vir ons nie. Die gebruik was in daai tyd. Wanneer mense aan tafel sit en eet, en iemand staan op, en hy vat die lap, en hy vee af, en hy gooi die ding net daar neer, dan weet almal wat daar is. Ons kan nou maar optek, alles wegvat, die ou is weg. Maar wanneer iemand van die tafel af opstaan en hy vat die lappie en hy vou dit netjies op en hy sit dit terug aan tafel en hy loop, dan weet almal, los dit net so, hy's nog nie klaar nie. Nou, dis wat Jesus hier gedoen het. Jesus se opstanding was nie die einde nie. Dit was net die begin. Want toe hulle daai doek sien opgevou, toe hulle instap en dit sien, is asof Jesus deur dit sê, ek kom terug. Ek is nog nie klaar nie. Dit begin eintlik nou eers alles. Hy het weggespring. Hy het vir ons momentum gegee. Hy het alles vir ons in motion gesit. En nou vra hy vir ons, gaan net aan waar ek opgehou het, want ek gaan terugkom, maar jy het 'n verantwoordelikheid om iets te doen omtrent dit. Paulus is die ou wat meer as die helfte van die Nuwe Testament se boeke geskryf het. Maar hy het dit nie alleen gedoen nie. Hy het altyd hulp gehad. En die van julle wat al die boek Filippense gelees het, dis 'n verskriklike mooi brief om te lees. Dis 'n brief wat Paulus in Rome geskryf het toe hy in gevangenis was. En nou wil hy hierdie brief, hy skryf hierdie brief aan 'n gemeente in Filippi om hulle aan te moedig en vir hulle boodskap te gee. Hy skryf vir hulle 'n brief. Maar nou moet hierdie brief tot in Filippi kom wat 1300 km van daar af is, van Rome. Nou soek hy iemand om hom te gaan aflewer. En daar was 'n man met die naam van Epafroditus. Hy was die koerier van hierdie brief. Nou hierdie man het die brief by Paulus gevat en hy het gereis vir 'n plus minus 1300 km tot in Filippi om die brief vir daai gemeente af te lewer. En ons lees van hom in Filippense 2 vers 29 en 30. Wil ek iets vir jou wys hier. Hy skryf vir die kerk daar: Verwelkom Epafroditus dan in die Here met volle blydskap en respekteer mense soos hy, want vir die werk van Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om julle te help. Hy het sy lewe op die spel gesit om hierdie brief te bring. Hy het van Paulus 'n brief ontvang, van 'n boodskap van die Here wat Paulus vir die mense in Filippi wil gee, vir die kerk in Filippense. En Epafroditus is die ou wat sê, ek sal gaan. En hierdie ou het sy lewe op die spel gesit vir 1300 km gereis deur al daai gevaar en daai brief vir hulle te gee. En dan sê die Bybel, hy het sy lewe gewaag. Nou daai woord waag, is die Engelse woord risk. En dis net op hierdie plek in die hele Bybel waar hierdie woord gebruik word. Geen ander plek in die Bybel. En die Griekse woord is parabolemnemai. Nou wat beteken daai woord? Daai woord is 'n dubbelterm wat beteken ek skuif al my skyfies van die poker tot in die middel. Alles is op die spel. Ek gee alles. Ek gee my beste. Ek hou niks terug nie. Ek dink dit is hoe die Here wil hê ons moet commitment moet wees teenoor hom. Ons moet alles waag, ons moet alles gee. Ons moet ons hele lewe na die middel toe stoot en sê, Here, ek gee my alles vir U. Want dis wat die Here van ons verwag.
Dis die kommitment wat die Here van jou en my verwag. Na dit wat hy vir ons alles gedoen het, aan die kruis, daai gruwelike dood wat hy deurgegaan het, sy opstanding vir jou en my, dis die minste wat ons kan doen, is om ons alles, ons hele lewe na die middel toe te skuif en sê, Here, hier is my alles net vir U, ek gee my alles, ek gee my beste, ek waag my lewe net vir U. Iemand het eendag die volgende gesê, I'd rather hear, you are taking this Jesus thing too seriously, than to hear, I never knew you, depart from me. I'm not living for comfort, I'm living for, well done. Take him seriously. He took the cross seriously for you. Dink jy nie, dis die commitment wat die kruis en 'n leë graf van jou en hy vra nie? Dan wil ek jou vanmôre vir jou vra, hoe lyk jou commitment? Is jou commitment, ek waag alles, ek stoot alles na die middel toe, ek sit alles op die spel, of is daar nog 'n paar chips wat jy een kant hou, en een kant hou, nee, ek kan nie dit nie, nee, laat mense liewers te sê, hoor jy vat hierdie Jesus ding te ernstig op, wow, dis 'n groot kompliment dan vir my, want dit gaan nie oor wat jy vir my dink, dit gaan oor wat hy van my dink, op die ou end. Die volk van die Here, die Israeliete, is in Egipte as slawe, onder Farao. Hulle het vreeslik, kry hulle swaar, en die Here wek 'n redder op, 'n verlosser van die volk op, met die naam van Moses. Ons ken die storie. En wat gebeur? Die Farao wil dat trek nie, en daar kom 10 plaag, en na die 10de plaag, met die dood van die eerstgeborene, sê Farao, asseblief, laat julle Jode net gaan, kom al julle Israeliete, laat julle trek. En Moses verlos die hele volk uit slawerny uit. Maar daar's 'n storie agter hierdie storie. Nou moet jy 80 jaar terug rewind. Onthou, nou hier is ons in Egipte, die volk is verlos, daar trek hulle saam met Moses uit. Nou rewind ons 80 jaar terug. En hulle is nog steeds in slawerny. En hierdie storie begin met 2 vrouens, met die naam van Sifra en Pua. Ek weet nie of jy al ooit van hulle gehoor het nie. Ons almal ken Moses. Nou Sifra en Pua, hierdie 2 vrouens, hulle was vroedvroue. Nou ek weet baie van julle om te sê, man, vroed, dis tannies wat babas vang. As die ooievaar vlieg, dan laat val hulle, dan vang jy 'n baba. Ek verstaan nou net die Afrikaanse terme wat ons het van vang babas nie. Hulle help tannies om geboorte te gee aan kinders. Dit was verpleegsters. Maar hulle het vir Farao gewerk. En Farao bring 'n wet uit, en hy sê vir hierdie 2 vrouens, sê luister, Sifra, Pua, as julle by die Israelitiese vrouens is, en hulle gee geboorte aan 'n seentjie, dan moet julle daai kind net daar doodmaak. Dis 'n wet wat hy uitvaardig. En onthou, Farao was die magtigste koning in die destydse wêreld. En as hy 'n wet maak, moet jy dit nakom, want as hulle dit nie doen nie, kan dit hulle eie lewens kos. Maar ons lees iets van hierdie 2 vrouens. Onthou, dis nou 80 jaar voor die uittog. Lees ons in Eksodus 1 vers 15 en 16 die volgende. Die vroedvroue, wat die Israelitiese vroue gehelp het om met geboorte te gee, se name was Sifra en Pua. Die koning van Egipte, Farao, het vir hulle gesê, wanneer julle die Hebreëse vroue help om geboorte te gee, moet julle elke seentjie wat gebore word net daar doodmaak. Hulle het nie 'n keuse gehad nie. Hulle moet die seuns doodmaak. Dis wat die koning sê. Maar, hoor wat sê die volgende vers 17. Omdat hierdie vroue die Here gedien het hulle nie gedoen wat die koning van Egipte gesê het nie. Hulle het die seentjies laat bly lewe. Jy maak sekere keuses as jy die Here dien. Ek gee nie om wie wat sê nie, ek dien die Here. Ek gaan nie teen God ingaan nie. Ek is nie om gelyk te word nie, ek is hier om die Here te eer met my hele lewe. En dis wat hierdie 2 vrouens gedoen het. Dit klink vir my toe hierdie vrouens besluit, hoor jy nie, ons gaan hierdie seentjies doodmaak nie. Seentjie word gebore. Okay, dis 'n seentjie. Hy gaan so steek hom gou weg. Dit klink soos vrouens wat alles middel toe gestoot het. En gesê,
Ek gee my alles, ek waag my alles nou hier, om God te eer, meer as vir mense. En een van die seentjies wat hulle gered het, sy naam was Moses. 80 jaar later, het daardie twee vrouens, Sifra en Poa, se gehoorsaamheid 'n hele nasie gered. Hulle het nooit dit gedink toe hulle gehoorsaam was nie. Iemand het eendag gesê, you may not influence 1 million people, but you might influence one that influence 1 million. Kom ons wees net gehoorsaam aan die Here. Kom ons doen net die regte ding. Dit was Moses wat die volk gered het, maar dit was Sifra en Poa wat Moses se lewe gered het. En die Here het hulle geëer. En Moses is die een wat die boek Exodus geskryf het. En hy het self gekies om hierdie storie daarin te sit. Om te vertel waar hy eintlik vandaan kom. Want almal, o Moses, hy is ons groot redder. Hy is die wat alles verlos het. En hy het gekies om hierdie vrouens se name in die storie te sit, om eintlik te sê, ek sou nie gewees het, as dit nie vir vrouens was wat lief was vir die Here, en wat die Here gedien het nie. So as julle dink, ek is so oulik, daai vrouens is baie, baie beter as ek. Want hulle was gehoorsaam aan die Here. En dan onmiddellik dink myself, Here, ek wil so mens wees. Ek wil so Sifra en Poa wees, wat die Here dien, wat gehoorsaam is in die Here, al kan dit my lewe kos. Ek wil al my skyfies na die middel toe stoot. Ek wil my alles gee, ek wil my beste gee. I want to risk it all, want dit gaan op die ouend oor hom. Oor geen iemand anders nie. Kom ons wees sulke mense. Kom ons maak so verskil in mense se lewens. Ek wil jou gou vra, dink vir 'n oomblik. Waar kan jy in hierdie week wat kom 'n verskil in iemand se lewe maak? Dink gou vir 'n oomblik, kom dink gou vir 'n oomblik. Waar dink jy kan jy in hierdie week ergens 'n verskil maak in iemand se lewe? Dit is nie so complicated nie. Miskien kan jy net nice wees, miskien kan jy net vriendelik wees. Miskien kan jy net een keer wat almal heeltyd jou beker kom haal, iemand anders se beker gaan bære in die kombuis. Ek weet nie. Is dit nie wat die Here van ons verwag nie? Is dit nie wat dit beteken om die Here te dien, om 'n verskil te maak in ander mense se lewens nie? Jesus het sy kleed opgevou, netjies, en gesê, ek kom terug. Maar julle as my kerk, julle as my mense, julle as my kinders, gaan net aan. Gaan net aan waar ek opgehou het, en maak 'n verskil in mense se lewe. I'd rather hear you are taking this Jesus thing too seriously than to hear I never knew you, depart from me. Jesus se opstanding was baie meer as net 'n gebeurtenis. Iets wat daai dag gebeur het, was baie meer as net dit. Die opstanding is 'n persoon. Jesus self het dit gesê. Hoor wat sê Johannes 11 vers 25. Jesus praat, hy sê, ek is die opstanding. Opstanding is nie wat gebeur het nie, dis 'n persoon, dis Jesus homself. En dan in dit sê hy, maar hierdie opstanding leef binne in jou en my. En dit maak nie saak vandag in jou lewe wat jy wil onderdruk, wat jy wil onderkry, of wat jy wil doodmaak in hierdie lewe nie. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. As jy in my is jy okay. As jy in my is, gaan nie dit maak, het maak nie saak wat oor jou pad kom nie. Hy is ons opstanding. En die opstanding leef vanmôre binne in jou en my. Jesus het ons nie net gelos met 'n leeg graf daai dag nie. Alhoewel hy uitgestaan het, die graf is leeg daar. Hy het ons nie gelos met 'n leeg graf nie. Hy het daarna gesê, die opstanding kom leef nou binne in jou en my. All things are possible. En hy stap saam met jou en my hierdie lewenspad. Of jou lewenspad vanmôre die mekaar is, op en af is 'n grondpad is wat jy geslaan het, hy is nog steeds by jou. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. And he holds the future. And life is worth the living. Just because